Goeiemôre, dit is Woensdag die 6de Mei. Vanoggend, Handelinge 17 vers 25, ons gaan verder met Paulus wat hier met die Atheners praat oor God wat hulle aanbid en hulle weet dit nie eers nie. Vers 25, hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets 'n behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja alles gee. Partykeer dink mense dat hulle gode kan beheer, of vir God kan beheer. Deur hom te aanbid, dink hulle dat hy van hulle afhanklik is. Dat God sterker word wanneer meer mense hom aanbid. Dat God beter luister wanneer daar meer mense saam is. Amper as ons dink aan die Baal-profete, saam met Elia daar op die berg Karmel. So hulle gedink, hoe harder hulle skreeu, hoe meer hulle self sny, hoe meer is daar kans dat Baal gaan luister. God werk nie so nie. God wil in 'n verhouding met ons leef, maar hy het ons nie nodig nie. Ons gee nie aan God krag nie. Ons aanbid 'n God wat ons liefhet, wat in 'n verhouding met ons wil staan. Dis hy wat vir ons, soos Paulus sê, lewe gee, asem gee, ja alles gee. Daai perspektief moet ons onthou. Dat God vir ons gee, nie ons vir hom nie. Dat ons genade ontvang en daarom leef ons dankbaar teenoor hom. Dis God wat eerste uitreik na ons as mense toe. Sy hande uitsteek, mens word en onder ons kom woon. Ja, wat ons kom kies het, gered het, vir ons genade betoon het, nog lank voor ons van hom geweet het. Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir die wete dat u die een is wat sorg en voorsien, dat u die een is wat lewe gee, wat asem gee, wat alles gee. Here, u het ons nie nodig nie, en tog kies u ons. Het u ons lief, wil u in 'n verhouding met ons staan, en mag ons dit onthou, dat ons u, Here, sal lief hê, nie probeer omkoop, en probeer besigheid doen met u nie. Die Here, maar dat ons sal dien, omdat ons dankbaar is, omdat ons lief is. Ons bid vir mekaar, Here, dat ons as gelowiges, as geloofsgemeenskap, as kerk, as gemeente, saam sal groei in ons verhouding met u. Gebruik ons as 'n lig en 'n getuie vir die wêreld. Here, dat hulle deur ons ook vir u kan ken. Ons plaas ons nood, Here, ons vrese en ons vreugdes, ons bekommernisse. Dit alles plaas ons in u veilige Vaderhand. In Jesus Christus se naam. Amen.